Die leeggraf is nie 'n selfhelpprojek nie. In Efesiërs 2 vers 4 tot 5 lees ons: Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. So baie van ons voel of die lewe soos 'n eindelose poging is om onsself en ons eie standaarde hoog genoeg te kry. So dalk probeer jy beter wees deur meer geduldig te wees, minder angstig, meer geestelik, minder skuldig te voel. Jy probeer dalk weer en weer probeer jy fokus om reg te kom. En tog voel dit soms of jy net nie regkom nie. Asof jy net weer in dieselfde patrone vassteek. Dieselfde vrese, dieselfde uitputting, dieselfde teleurgesteldheid in jouself. En dis hoekom die opstanding van Jesus sulke goeie nuus is. Want die pad na die leeggraf begin nie by mense wat alles self regkry nie. Dit begin by God wat mense liefhet wat dit nie kan regkry nie. Paulus skryf in Efesiërs dat ons dood was as gevolg van ons oortredings. En dooie mense kan nie hulle self help nie. Hulle kan nie hulle self optrek met hulle skoenveters nie. Dooie mense het bo-natuurlike opwekking nodig. En dis presies wat Christus doen. Die belangrike woorde in hierdie teks is nie ons het nie, maar God het. God is ryk in barmhartigheid. God het ons innig lief. God het ons saam met Christus lewend gemaak. Die evangelie is dus nie 'n selfhelpplan vir effektiewe mense nie. Dit is goeie nuus dat God nuwe lewe gee aan mense wat self nie lewe kan vervaardig nie. Die opstanding is nie 'n trofee vir sterk mense nie. Dis 'n geskenk vir afhanklike mense. In sy boek Living the Resurrection skryf Eugene Peterson dat die opstanding nie die een ding is wat ons herinner dat ons onsself nie kan roem op ons geestelike suksesse nie, want net God kan daai opstandingslewe vir ons gee. En die goeie nuus is dat jy dus met vertroue kan kom soos jy is. Kom met jou moeilike vrae, kom met jou uitputting, kom met jou nie goed genoeg voel nie, kom met jou meer as genoeg voel. Jesus ontmoet jou waar jy is. Hy kom vat dit wat vir jou dood voel en dit wat jy voel dood maak en hy kom gee vir jou lewe. Die leeggraf sê, God doen nog steeds vir mense wat hulle nie vir hulle self kan doen nie. Hy kom maak ons nuut. Hy gee vir ons die lewe in oorvloed. So vat vandag 'n stil oomblik en noem eerlik voor God een area in jou lewe waar jy al lank probeer om jouself nuut en lewend te maak. Moenie begin met planne nie. Begin met oorgawe. Bid eenvoudig. Here, ek kan nie hierdie deel van my lewe self opwek nie. Maak my lewend. Kom ons bid saam. Here, ek kyk na U vir die lewe self. Here, ontmoet my waar ek is. Amen.